Goeienaand. Hoe gaan julle? Baie glimlag. Nee, dit is baie goed. Dit is welkom. Vanaand gaan ons lekker gesels oor volharding, maar vanaand draai ons 'n bietjie dit raak vreugdevol. Dus volharding is lekker, want volharding bring al die goed by mekaar. En dan Sondag nooi ons al uit om saam te kom nagmaalvuur, Pinksterfees te kom hou en regtig te kom feesvier. En dis die Here, die Heilige Gees gegee en ons wil dit gebruik. En dan na die tyd 12 uur nooi ons elkeen uit. Al ons gemeente die gewoonte om na nagmaal, ons like braai baie. So na nagmaal steek ons vuur op, dis 'n bring en braai, jy bring jou eie eetgerei, jou eie slaai en eie vleis, en ons eet saam, ons kuier saam met mekaar. Ons het laas keer so gemaak, mamas maak slaai, dan maak jy net so vir sy een persoon ekstra in die familie. Dan pak ons die slaai uit en almal weet van alles. As jou slaai spesiaal is, steek hom weg, dan kan jy hom self eet. Maar ons deel so met mekaar en ons kuier saam en ons gesels. En ons gesels lekker, so almal is benooi om in Sondag te braai. Ons sal vir alle gemeentes ook dit uitstuur môre. En julle is gerooi, bring jou mense saam, nooi ander mense en ons raak en ons kuier om dit te los. En ons sê vir die Here dankie vir 'n wonderlike week wat hy vir ons gee. Kom ons raak rustig en dan praat ons ook met die Here. Here God, dankie dat die so getrou is. Dat ons hier kan wees omdat ons hier wil wees. Nie omdat ons hier moet wees, maar omdat ons hier wil wees. En Heilige Gees, kom raak ons aan. Kom leer ons van volharding. Van die goedheid en die guns wat U ons bring in tye van volharding. Kom seën ons Here en dankie dat U is. Amen. Ons gaan 'n gedeelte uit Jakobus uitlees. Jakobus 5 vers 7 tot 11. Gaan ons praat oor volharding. Mense vra my, "Hoekom gebruik jy nie 'n glas nie, want dit is makliker in die bord lyk." Dan moet jy eens ingooi. So, en ek weet nie waar om te sit nie. Ons gaan dit later lees uit Jakobus uit, maar vanaand gaan ek as ek volharding praat, is daar net geen voorbeeld vir my om te gebruik, en dis ou Job. En ons gaan oor Job gesels, maar as ons sê volharding, Jakobus praat van volharding, dan sê hy, sodat hulle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks tekort skiet. Dis hoekom ons volhard. Want as ons volhard, kom die beloftes van die Here. Ek volhard, want as ek volhard en die Here bless en die seën en die reën kom, dan skiet ek in niks tekort nie. Ek is sonder gebrek. Die Here maak my nuut. En ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens. Enorm. Interessante ding wat Jakobus ook sê, Jakobus 1:2-4 en die gedeelte wat ons gaan lees, is dat gelowiges in daai tyd was arm. Hulle het nie baie gehad. En ek het dit so lees vanoggend, wat Jan beskryf in sy boek van Christene is op hulle sterkste as hulle nie baie het. Deur die geskiedenis, as dit moeilik gaan. En die gelowiges van die Bybeltyd was, hulle was arm en Jakobus waarsku, hulle sê, moenie soos die wees wat baie het, en hulle self opblaas, en vir hulle self vertel hoe goed hulle is, en hoe oulik hulle is. Wat ons, wat nie baie het nie, weet hoe om die armstes van die armes te help en te ondersteun.
Want ons is daar, ons was daar, ons is daar. En ons help mekaar. My ouma, aan die skoolvierkant, het altyd 'n storie vertel van, sy was 10 of 12 jaar oud. Sy was klein. Toe stap hulle uit die plaaslike supermark, kafee uit, en daar's 'n man wat bedel. Hy sit op die straat, en hy bedel. En my ouma vertel van, dis na die presiejare, dis maar rof. Hulle het ook min gehad. Hulle het nie gehad nie. En die ou bedel, en hy vra net 'n stukkie, hy vra geld. En my ouma gee vir haar penny, shilling, ek weet nie wat die geld altyd was nie. En sy vir haar hartlik goed terug in die kafee. En gaan koop vir die ouwe paai. En sy gaan koop 'n sossiesdraad. Sy sê na haar lewe, het sy daai gesig nooit vergeet. Want toe sy vir die man die paai gegee, toe vat hy die paai en hy gooi hom in die straat. En hy sê, ek het nie gevra vir 'n paai nie, ek het geld nodig. My ouma sê, sy kon nooit weer in haar lewe dit regkry, om vir iemand 'n geld of iets te gee. En daai het bygebly. Sy het die oggend brood geëet vir 3 dae het is. Hy bring sy 'n vars paai, en hy gooi hom so in die stofstraat. En hy sê, ek het nie paai gevra, ek het geld gevra. Maar wat moet hy met my geld? Iets anders gekoop het. Hy het verskyn so die pad laat loop. Hy wou nie kos hê. Wanneer het ons moeilik gaan, weet ons hoe dit is. En ek dink baie keer, ek kla baie vir. Ons almal kla baie vir. Dit was maklik om te kla. En noem maar dan maar soos Jakobus het noem, ryk en arm. Hou op om mekaar te blameer. Ons land, die rykes blameer die jongens wat die geld het, wat die kos het nie. Ag, julle slaap, julle wil nie werk nie, julle wil niks doen nie. Weet jy wat, begin jou eie besigheid en kyk waar's ek. Hoe die heng moet ek my eie besigheid begin, as ek nie 'n kloot, waar my kos wil maak. As iemand my in die hand vat, en my dit leer, hou op blameer as ek nie het nie. Vir jy, wat aan boos sit, hou op blameer. My omstandighede van lyding moenie my verhouding met God bepaal. Want ek dink dis waar ons probleem begin. Want die omstandighede van my lyding maak nie saak wat my lyding is, bepaal my verhouding met God. Want as dit goed gaan, het ek 'n sterk verhouding. As dit sleg gaan, as ek swaar kry, dan blameer ek. Of dan gaan ek so goed met verhouding. Ons geloofsgemeenskap wil ek 'n groot spesiaal kan teken aansit om te sê, 'n geloofsgemeenskap, 'n gemeenskap van gelowiges, is gelyk aan uitdagings. Ons word elke dag met uitdagings gekonfronteer. Die ou wat die hoek sit wat nie 'n paai wil hê nie, maar hulle geld wil hê. Die persoon wat so baie het en net mors en nie wil gee nie, want jy is te slap om iets te doen. Ons uitdagings, siektes, dood, seer, pyn, is heeltyd konstant uitdagings wat ons het. En dit is 'n geloofsgemeenskap. Maar ek dink, wat volharding betref, en as ons na die beloftes van God kyk, soos die werklikheid, kyk het is dat die uitdaging is om ons vreugde te vind binne in ons beproewings. En dis nie maklik nie, dis nie maklik nie. Dis nie maklik om te sê, dit gaan goed, maar dis chaos hier om my nie. Net vreugde te vind in die feit dat
Ek weet die belofte kom. Want God het gesê hy kom. Ek brand om die volgende te vertel wat vandag met my nieuws gebeur het, maar ek gaan nie die detail vertel. Hoe ons gebless word vanmiddag met die oproep. En ons mekaar sê, goed is, wat het hier gebeur? Soos weer sê, jou volharding en die belofte laat waar word. Gaan en geniet dit en vat dit. Enjoy en geniet dit. Want is joune, ek gee dit vir jou. Jakobus 5, vers 7 tot 11. Die opskrif hier is obviously volharding. En in Jakobus is in die woord, hy sê, wag dan geduldig broers, totdat die Here kom. En hy sluit die susters hierin. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat die vroeë en die late reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moedig. Maar dit is nie lang, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word. Die regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van lyding en van geduld. Vers 11, ons noem hulle geseën, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job, en julle het gesien waarom die Here dit laat uitloop het. Die Here is ryk aan barmhartigheid en ontferming. Die Here is ryk aan barmhartigheid en ontferming. En as hy sê, die Here kom weer, die tydjie is min, dan moet ons nie bedruk raak nie. Dan moet ons omspring en sê, Here kom, ek kan nie wag nie. Kom. Maar die belofte word vervul. Ek gaan saam met u wees. Ek gaan nie in hierdie vervloekte plek moet voortleef nie. Die aarde wat u vervloek het, moet u my haal, sodat ek by u kan wees. En jou, vir jou. U2, bekende popgroep, sing een wonderlijke lied, wat eindelijk afkomstig is, van een ou Negro spiritual lied. En die liedse naam is Where the Streets Have No Name. As jy al ooit daar lied luister het, gaan soek op internet, en luister wat hy sê. Hy sê, ek kan nie wag vir die dag wat ek loop in die strate, so waar die Here dit gemaak het, waar die strate nie name het. Waar dit nie saak maak hoe ek lyk, waar dit nie saak maak wie jy is. I want to go there, Lord, where the streets have no name. Daar wil ek wees. Ek smag by die teenwoordigheid. Maar die dag van die Here is naby. Dit hoor ons al lang. Openbaring 3 vers 20 sê, hy staan by die deur en hy klop. In hierdie vers praat Johannes met kinders van God. Ons het lang gebruik as 'n sendingteksvers. Maar Johannes praat met mense wat reeds 'n verhouding met God het. En sê, weet jy wat? Jy het die deur van jou hart toegemaak. Maar ek het nie geloof nie. Ek klop. En ek vraag jou, maak die deur oop? Ek wil kom. Ek wil saam met jou kuier. Ek wil saam met jou feesmaal hê. Ek wil by jou sit. Maar die belangrikste van hierdie vers is, ek wil jou hoor. Ek dink dis een van my grootste probleme. Ek luister nie baie mooi. Want my kop is so besig, as hy begin praat, dat ek al klaar oploop met die antwoord. En ek is al klaar besig om te formuleer en te dink, en die val stryk so oop, en al die voorbeelde spring uit. En as dit klaar is, dan besef ek maar, net tyd, besef ek maar,
Dis 'n verkeerde voorbeeld, want ek het nie klaar geluister. Oeps. Jy moet 'n ander voorbeeld gaan soek. En dan is ek weer besig. Maar God sê, maak oop. Ek wil jou sit. Ek wil jou hoor. Jakobus sê, oordeel. Wanneer hy weer kom, oordeel. Begin by die kerk. By sy kinders. Ons gaan staan en kyk hoe word die wêreld geoordeel. Oordeel begin by ons. Hy gaan ons vra, wat het julle gedoen? Het julle my beloftes geleef? Het julle die reën gevat? Het julle gedans in die reën? Het julle van ander emmers vol gemaak en hulle nat gegooi met die reën? Water. Het julle dit gedeel? Want die tyd is daar dat die oordeling begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? 1 Petrus 4:7. Begin by ons. Begin by ons. En wat ons in die beloftes, en ons het geleef, en ons geduld, ons geloof, ons geduld, ons volharding, maak het vir ons moeilik, om hier goed te deel met ander, met ander te deel. En ek besef ook hierdie week, of laas week, of nie verstaan, ek moet bietjie minder ernstig, maar seker goed in die deel wees. Is nie so erg. Is nie so erg. Ek moet bietjie chill, soos die kinders sê, chillax paas, chillax een bietjie. Haal net die paas. Seker goed, dat ek myself nie meer vermoei, maar ek maak nie invloed. Volharding is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God. Gepraat oor gehoorsaamheid en geduld. Volharding is ook gehoorsaamheid. Job, sukses is die beste voorbeeld. Job kom en die Satan sê van God, ek weet jou, as jy hierdie een bietjie push, gaan hy teen jou draai. God sê, hy gaan. Hy is 'n diep mens met 'n verhouding met my. Sy geloof is sterk. En hy wil sê, ja kom ons toets op bietjie. En God sê, weet jy wat, jy kan toets. Maar ek gaan vir jou sê waar op die lyn te trek. Job verloor sy osse, sy donkies en sy slawe, boef, by een slag. Dat is God, dat is weg. Volgende rand tref hom en sy kleinvee en sy veldwagters word doodgemaak teen ruiters wat in die ooste kom. Die derde wat omtref Korana, al sy kamele en die bietjie slawe wat oor is weg. Maar Job glo, hy bid, hy spandeer tyd met die Here, hy worstel met die Here. En hier kom die hande met. Job was 'n besige man, 10 kinders. Sy 10 kinders word weggevat. Samir, hulle is weg. Hy is dood. Hy verloor hulle. Hierdie gehele verhaal speel in Job 1, vers 15 tot 19 af. Kan het rustig gaan lees. Hy verloor alles. Maar hy sit by die Here. Hy bou, hy kraam, hy kan homself jammer. Dis moeilik doen. Voor hy sê verweg. Maar hy sê vir Here, ek kan nie meer. Wat gebeur? Wat het jy my gedoen? Job se reaksie was, naak het ek uit my moeder se skoot gekom. En naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem. Die naam van die Here, sy geloof. Byna alles, Job nie gesondig, en aan God niks ongeryms toegeskryf. Hy was op, hy het gesê, kaal het ek hier gekom, kaal gaan ek jy gaan, ek het niks. Maar Here, ek loof jy te wie is. Ek hou vas aan die beloftes. En hy het nie vir God blameer. Hy het beklei met God. Hy was kwaad. 'n man vroom en opreg, Godvreesend, en wat afwyk van die kwaad. Hy het volhard nog in sy vroomheid.
Alhoewel jy teen hom opgehou het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Sê die Here vir jou, liefde, as ou wat ook vroom is en opreg is, hy is vroom en opreg. Godvrese, wat gaan weg vir die kwaad, hy stel iets van. Jy het gesê, nee, ek het hom genel. Hy het so hard gekry, maar weet jy wat? Hy het nie te my gedraai. Hy het so hard. En dan sê God vir hom, Job, wie het al in gemaak? Job sê, die Here. En wat leer ek vanaand by jou Job? Job het volhard vir sy geloof. Hy bly goed. Sê Here, ek hou vas aan die belofte. Ek verstaan nie hierdie Here, maar ek hou vas. Job het die hele tyd bly bid. Die hele tyd bly bid. Hy het die hele tyd teruggegaan en gebid. En sê, Here, dit help. En die sante ding wat ek vang het, Job het met God self gepraat. Hy die skepper God aangeroep. Ek sê, Here, U het my gemaak, Here, wat moet ek doen? Wees my genade. Ontferm U oor my. Toe hy sê, sy kinders is dood, hy is vol swere. Hy lyk sleg, man. Hy is op. Dan roep hy die Here, Here, ek moet jou praat. En die interessante ding, toe Job hierdie gesprek met God het hy vir ander mense in sy lewe God se bedoelings gewys. Want hy het nie opgegee. Hy was vroom. En vroom beteken nie om te jok nie. Hy het regtig homself neergesit en vir God eers gesit. En sê, Here, hier is ek. En hy het vir mense bewys hoe mens vir God toelaat om net God te wees. Want ons is maar geneig om self God te wil wees. Want ek het ons kennis. Ek het 8 jaar gestudeer. Ek weet die antwoorde. Ek het 'n paar dinge in my lewe bereik. Ek sien jou vir die company. Ek dit en dit en dit. Here, ek weet ons nou die antwoorde. Ek wil self op so uitsorteer. Maar iewers moet ons soos Job net laat gaan en vir God toelaat om God te wees. Ek sê altyd vir die jong mense sê, het seminaartjies, sê ek vir julle, wie van julle het al gewaterski op 'n boot, agter 'n boot? Dis 'n paar kloppe wat klik. Wat is die goue reël as jy val van die skies? Los die touw. Aha, los die touw. Wat as jy nie die touw los nie, is jou neus, jou ore, jou broek en alles vol water. Jy is op en jy hop so. Jy kan nie chaos. Om God te laat God wees, los net en vertrou sy beloftes, dat hy terugkom en jou optel en weer laat probeer. En hy gaan jou weer laat probeer, totdat jy dit reg kry. En dis wie God is. Iewers moet ons hom toelaat. Maak vroomheid sin, het dit sin. Vroomheid om van God te wag en geduldig te wees, en te vertrou. Een van twee goed, vroomheid maak God se bedoeling in ons lewe of sigbaar, of verberg dit, of steek dit weg. Om regtig te sit en God te wag, of mense sien God se bedoeling in my lewe, of ek steek dit so weg, dat ek het wegsteek, dat niemand hom sien. Maar vroomheid maak God sigbaar in my lewe. As ek kan sit en volhard, en kan glimlag, al het ek niks. Net op sy beloftes vashou.
Dis dan, wanneer mense sien, ek dien die lewende Here. En daar is inspraak in my lewe. Hoe maak dit so? Maak die saak wat ons as reg of verkeerd beskou. Alles saak maar is God se opinie. Nou dan selfstandig persoonlik wil met God. En waar ek is in 'n persoonlik wil met God, is nie noodwendig waar jy is. So wat vir my nou sin maak saam met God, maak dalk nie vir jou nou sin nie. Maar is waar ek met God is. Is waar ek met God is. Laat God toe om God te wees in my lewe. En ek met jou ook. God se opinie is al wat is. En God sê, glo, is geduldig, vertrou my, en volhard. Maar mag jy die belofte. Daar kom die reën. En as die reën kom, kom het in tonne, maar kom het hard. Hierdie vers sê, as een van julle wysheid kort, moet jy dit van God bid. En hy sal dit hom gee. Want God gee aan almal sonder voorwaarde en sonder verwyte. Want dit is maklik om mekaar te vra, wat moet ek nou doen? Wat moet ek nou doen? En in mekaar se woord te vat. Maar dit is soms nie so maklik. Nie so maklik om God se woord te vat. En te moet wag nie. En te moet stil sit. En te wag vir God om antwoord te gee. En Jakobus 1:5 sê, vra vir God, hy sal die wysheid gee. Nou vra jouself, waar kom die reën? Waar kom die reën? Waar kom die seëning? Met ons volharding en God se ontferming. God sê, as jy wag op my beloftes en omdraai, dan gebeur. Dan gebeur. Dan kom jy. En dan kom al lots verander. Dan verander. So jy alles het negatief gebeur. Negatief gebeur. Negatief gebeur. Hy bly volhard. Hy bly vertrou op Here. En hier kom die verandering. Want die Here ontferm hom. Wees dan geduldig. Staal julle harte. En my God sal ruimskoots en al julle behoeftes voorsien. En word eenstem met sy heerlike rykdom aan Christus Jesus. Filippense 4. Wees geduldig. Staal julle harte. Wees reg. God sal vir julle gee in jou behoeftes. Daai beloftes sal waar word. En wat God is getrou. En dan kom die reën. Dan kom die reën. En die reën is hier. Jy moet in die reën staan en het vat. Het vat. Want jy vol het. Jy hou vol. En sê dankie vir die reën. Sondag is Pinksterfees. Ons herdenk die uitstorting van die Heilige Gees en dit moet reg, dit gaan 'n fees wees. Jy uitnooi om te kom fees vier. Om met te kom sit en van nou tot dan gaan maak 'n plan om regtig te celebrate, soos hy ons wat sê. Dit vir die Here al vir jou gegee. Probeer bietjie die volgende paar dae, maar net vir jou sê Here, in my lyding, in my seer, wil ek U loof en prys. Want Here, ek wil nie op 'n ander manier sê nie, as U in U teenwoordigheid. Dis om te glimlag in jou hart. Sê Here, dis nie lekker nie. Maar hy is lekker om U langs my te hê.
ten spyte van alles. En te weet, is die hele tyd daar. Hele tyd daar. Vanaand wil ek jou vra, daar jy sit, as jy sit saam met 'n vriend, saam met 'n geliefde, saam met 'n gesin, ons gaan stil raak, jou tydjie gee. Ons gaan nie bid vanaand. Heb jy jou uitdag, of jou lewensmaat, of jou ma, of jou kind, of iemand dan, vir 'n vreemdeling, net te sê, een te sê, wat God vir jou gedoen het. En die laaste ding, net een. En as jy niks het om te sê, weet jy wat, ek kan nie vir jou sê nie, maar, wauw, hy is myne. As jy geloof dit, en jy nie vir iemand sê, weet jy wat, God is by jou. Vertrou dit, volhard dit, dit gaan gebeur. It's going to happen. Geniet het. En daarna gaan ek die lospaars gelijk, julle kan, as julle klaar gepraat het, kan julle vooruit kom, en daar gaan ons afsluit met, ons gaan opstaan, en in jou eie wêreld, dat vergeet nou, as jy nie kan sing of nie kan sing nie, who cares, alles klink dieselfde by julle, dan gaan ons afsluit vanaand met die oorwinningslied, en wat sê, Here, die Here is hier, en ek vat het, vat die belofte, want ek sien in my gees, hoe jy my oplig, en ek 'n verskil maak in mense se lewe. En gee 'n tydjie om vir jou om te gesels met iemand langs jou of iemand wie jy lief het. En doen dit soos jy wil, as jy dit nie wil doen nie, as jy net vir die Here wil dankie sê, doen dit. Die liedjes sing het, wil ek ook vraag, dat ons 'n bietjie van anders te doen. Daar in jou gesin en jou familie, trek iemand wat alleen sit nader, en dan seën julle mekaar van. Ek gaan ons doen. Sê ons mekaar, die Here seën jou, die Here bless jou. En dan gaan ek net sê amen, en dan gaan ons lekker sop eet en broodjies, maar daar's min sop, so net die mans kry sop, die vrouens kry net broodjies. Ja, ek wat vraag, ja, dat is baie. Dan gaan ons lekker sop eet en broodjies, en saam kuier. Kom ons sing, staan na die oorwinningslied, vir die Here, en dan ruim mekaar toe, en seën mekaar, en sê, ek sien in my gees die glorie, en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom
leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan.